Ons is nou by die laaste briewe van Paulus in die Nuwe Testament, want daar is nou nie die laaste briewe wat hy geskryf het nie. Ons het gesien in die vorige les hier dat 2 Timoteus was een van sy laaste briewe wat hy geskryf het. Die laaste 2 is Titus en Filemon en hulle is baie kort boeke, so ek gaan hulle saam behandel in een lesie. So kom ons begin met Titus. As 'n mens die boek van Titus kortliks kan opsom, is dit die volgende. Paulus gee vir Titus die gemeente in Kreta om te bestuur. Ek het hier onder 'n prentjie ingesit van waar is Kreta, so 'n klein eiland. En die fokuspunte om vooruit te kyk is valsleringe, aanstel van leierskap en die morele waardes van die gemeente aan te spreek. Dit klink baie soos Timoteus. Nou Titus was 'n Griek gewees en hy het saam met Paulus rondgegaan en die evangelie verkondig, maar toe hulle op eiland Kreta kom, het Paulus vir Titus die opdrag gegee om agter te bly, om seker te maak die gemeentes in Kreta word reg bestuur. Titus 1 vers 5. Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel. So sy werk is om seker te maak die regte evangelie word verkondig en stel leiers aan. Nou as jy na die Grieke se geskiedenis kyk, sal jy sien dat hulle godsdiens het baie gedraai rondom die Griekse mitologiese gode. Die mense van die eiland Kreta het geglo, baie van hierdie gode was gebore op hulle eiland. Veral Zeus, wat hulle geglo het, was ook op hulle eiland begrawe. So die leringe in hierdie area het baie van hulle mitologiese leringe gemeng met die leringe van Jesus. Want die 2 stories het baie dieselfde raamwerk. Al 2 is 'n mens met 'n God as 'n pa. Daarom was dit baie nodig om vir die gemeente in Kreta 'n brief te stuur en hulle op die regte pad te kry, want Zeus was 'n God wat mense en ander gode te nagekom het, net sodat hy kan kry wat hy wil hê, en dit moet nie vergelyk word met Jesus nie. Daarom moes Zeus soms lieg en bedrieg. En sommer in die begin van Paulus se brief aan Titus sê Paulus dat hy skryf uit die mond van die ware God, die een wat nie lieg nie. Titus 1 vers 2. Nou die Grieke van Kreta het Zeus so admire dat hulle soos hy wou word. Hulle self het bekend gestaan as leenaars in Titus 1 vers 12. Die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, hierdie is the word on the street, is hoe sien die wêreld die Kretense. Hulle het hulle gesien as leenaars, ongediertes, lui buike. Nou die Krete het 'n reputasie onder die ander Grieke gehad as slegte mense. Nou Paulus ontvang woord dat die Christene in Kreta begin meer soos Zeus lyk as soos Jesus. Nou selfs in ons tyd is daar soveel platforms vir enige persoon om sy opinie oor die Bybel te gee. Net soos in die tyd van Paulus is valse leringe nog al die pad 'n probleem waaroor ons baie versigtig moet wees. Onthou, eendag wanneer jy voor God staan, kan jy nie jou valse leraar die skuld gee nie. Jy gaan voor God moet staan en verantwoording doen vir jouself. Laat die Heilige Gees jou lei om die onderskeiding van geeste te beoefen en agter te kom wanneer is dit die woord van God en wanneer nie. Onthou, een van die maklikste maniere om 'n valse leraar raak te sien, is kyk na sy vrug. Kyk of hulle die vrug van die Gees het. Titus 1 vers 16 sê hulle, die valse leraars, bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke. So ja, hierdie valse leraars praat asof hulle kinders van God is, maar hulle vrug wys ietsie anderste. Nou ons het gesien in die boek van Timoteus het Paulus voorwaardes gegee om iemand aan te stel as 'n kerkleier. En onthou, een van die redes waarom Paulus vir Titus gesê het hy moes op hierdie eiland bly, is hy moet kerkleiers aanstel. So ons gaan nou weer 'n hersiening doen oor wat is die voorwaardes van 'n kerkleier. En dit moet wees 'n man van een vrou, gelowige kinders wat nie beskuldig kan word van losbandigheid nie, 'n rentmeester van God, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinssoeker nie, gasvry, die goeie lief hê, ingetoe, regverdig, heilig, jouself beheers en vashou aan die woord van God. En ons het nou al reeds hierdie onderwerp bespreek in die boek van Timoteus. Nou hierdie is die voorwaardes wat Paulus vir Timoteus en dan nou vir Titus gegee het van voordat jy vir die Here wil werk, moet jy 'n opregte mens wees en hierdie paar reëls volg. Nou moet dit nie gebruik as 'n verskoning hoekom jy dan nie vir die Here kan werk nie. Sien dit eerder as 'n mikpunt om 'n beter mens te word, sodat jy kan uitgaan en vir die Here 'n verskil kan gaan maak. Nou die rede waarom die voorwaardes so streng is, want daar is baie mense wat dit vir die verkeerde redes doen. Titus 1 vers 10, want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is. Hulle keer hele huise onderste bo ter wille van vuil wins. Daarom Titus 2 vers 1, maar spreek jy Titus, hierso sê Paulus, daar's baie mense daar buite wat dit verkeerd doen, maar
Titus, doen jy dit reg? Spreek jy wat by die gesonde leer pas? Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. So ons moet besef, mense hou ons dop. Probeer om so te lewe dat wanneer mense na jou lewe kyk, hulle die Bybelse waardes in jou kan raak sien. Nou Paulus het baie van sy boeke gefokus op die volgende. Ekskuus. Regverdigheid kom deur geloof, nie werke nie. Wat beteken jy gaan hemel toe deur in Jesus te glo, nie dit wat jy doen nie. En dit is die waarheid, maar onthou baie van Paulus se mense wat na hom geluister het was Jode. Hulle hooffokus was die wet en wat hulle uit die wet uit moet doen om regverdig te word. Maar Paulus probeer hulle fokus verander, dit gaan oor geloof in Jesus. Maar kom ons vergeet nooit hoe belangrik is werke vir God nie. Ons kan nie 'n Christen word en net agteroor sit en wag vir die hemel nie. Titus 2 vers 14 noem ons 'n eiendom van Jesus wat ywerig is in goeie werke. 3 vers 1 sê ook, bereid tot elke goeie werke. In die boek van Openbaring, elke brief wat geskryf was vir die 7 gemeentes begin met die volgende woorde, wat Jesus self gesê het, ek ken jou werke en jou arbeid. So die Here hou ons goeie werke dop. Titus 3 vers 8, die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. So wees 'n voorstander van goeie werke. 3 vers 14, ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoefte goeie werke voor te staan, sodat hulle nie onvrugbaar mag wees nie. So ons sien reg deur die boek van Titus, fokus Paulus op doen wat reg is, jaag goeie werke na. Onthou die goeie werke wat ons doen, gaan vir ons vrug oplewer. As jy liefde maai, gaan jy liefde saai. As jy finansies maai, sal jy finansies saai. Wat vir my so mooi is daar's net voordele om die Here te aanbid. Die Here gee vir ons, hy haal ons skuldlas van ons af, ons skuldlas van ons sondige mense. Dan gee hy vir ons die ewige lewe. En dan sê hy vir ons, jy weet, vol goeie werke, maar die goeie werke dra vrug. So as jy byvoorbeeld uitgaan en mense help, gaan mense jou ook help. Galasiërs 6 vers 7 sê, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. So ja, goeie werke na, dit is deel van jou heiligmaking. Nou oral in die Nuwe Testament is daar opdragte van hoe 'n Christen moet optree, en dit is wat heiligmaking is hoe moet 'n Christen optree. Ons lees weer so 'n paar voorbeelde in die boek van Titus. Titus 3 sê, wees onderdanig aan owerhede, so daar is ene wat baie mense ook hou van om te stry, wees onderdanig aan jou owerhede, jou leiers, want die Here het hulle in plek gesit, en maar wanneer moet ons nie vir die regering luister nie? Wanneer hulle teen die woord van God gaan. Onthou, die woord van God is ons eerste maatstaf wat ons gebruik, en sodra die regering teen die woord van God gaan, dan volg ons die woord van God, maar intussen, wees onderdanig aan jou owerhede, wees gehoorsaam, doen goeie werke, moet niemand belaster nie, jy moenie strydlustig wees nie, so moenie stry nie, wees vriendelik, sagmoedigheid bewys aan alle mense, en diensknegte wees onderdanig aan jou werkgewer. So weer eens fokus hy op, dat as jy vir 'n baas werk asof jy vir die Here werk. So wees diensknegte onderdanig aan jou werkgewer. Nou net soos vir Timoteus gee Paulus 'n blueprint om die gemeente te help lei, want onthou Titus is nou besig om sy eie gemeentes te stig op die eiland van Kreta. Daarom gee hy ook vir hom 'n blueprint, en hy het nou vir hom gesê, stel leiers aan, en hierdie is die voorwaardes. En dan nog wat hy gee is, wat moet die optrede wees van die mense in die kerk? So hy sê die ou manne, wees nigter, waardig, ingetoe, gesond in geloof, gesond in liefde, gesond in lydsaamheid. So wat dit beteken is, hierso het Titus nou 'n fisiese brief van Paulus af. Die hele gemeente in daai tyd het groot opsien vir Paulus, of hulle weet Paulus is hulle geestelike leier. So as Titus iets op skrif het, en iemand in die gemeente doen iets wat verkeerd is, kan hy met die skrif na hom toe gaan, en vir hom sê, hoor hierso, Paulus sê, jy moet anders so optree. Dan sê hy ook aan die ou vroue, hulle moet geen kwaadsprekers wees nie aan baie wyn verslaaf nie, en hulle moet leer wat goed is. Vir die jong manne sê hulle wees ingetoe, en vir die jong vroue sê Paulus, wees versigtig, wees lief vir jou man en jou kinders, ingetoe, kuis, huislik, goed en onderdanig aan jou eie mans. So hier is ook nou weer eens voorbeelde vir ons ook hoe om heilig te lewe, en dit was makliker dan vir Titus om die mense aan te spreek in die gemeente, as hulle dan nou nie heilig lewe nie. En dan gaan ons dan nou oorgaan na die boek van Filemon.
Nou die laaste brief in die Bybel wat deur Paulus geskryf was is Filemon. Eintlik Hebreërs ook, maar ek praat nou van briewe. En dit is 'n baie kort boek in die Bybel. Nou hierdie brief was geskryf aan Filemon, 'n ryk bekende kerkleier in Kolossense. Maar Filemon was 'n slaaf-eienaar. Nou een van sy slawe, Onesimus, het weggehardloop na Rome, waar hy doelbewus of deur God se wil opgeëindig het by Paulus. Nou onder Paulus se leringe het Onesimus sy hart vir die Here gegee. So dis 'n slaaf wat weggevlug het, hy het by Paulus opgeëindig en hy het sy hart vir die Here gegee. En saam met Paulus het hy begine werk aan die koninkryk van Jesus. Nou 'n baie sensitiewe onderwerp veral in ons tyd wat jy in die Bybel raak lees is, het God slawerny toegelaat. Want jy lees daarvan in Moses se wette en hier in die boek van Filemon lees 'n mens ook van slawerny. Nou in die studie van Levitikus het ons ook hierdie vraag gevra. Ons het gevra, keer God slawe toe? Nou daar is 'n hele klompie wette rakende slawe. Kom ons kyk gou, in die boek van Moses is daar wette rondom slawe. Eksodus 21 vers 16 sê, dat as iemand 'n persoon steel, is daardie persoon se straf die dood. So dit sê vir my, dat geen slaaf was gesteel gewees nie, want as jy mense steel en handel dryf met mense, moet daai Joodse ou doodgemaak word. So slawe in die Ou Testament was nie mense wat gesteel was nie. Slawe was gewoonlik spoils of war. Nou 'n dief wat gevang word, kan homself verkoop om sy skuld terug te betaal. Dit staan in Eksodus 22 vers 3. Of slawe was mense wat hulle self verkoop het. Deuteronomium 15 vers 12. En ook kan jy sien dat daar is 'n wet wat sê, wanneer 'n slaaf van jou af wegvlug, heel moontlik oordat hy sleg hanteer was, dan kon die nuwe eienaar hom gehou het. Dit staan in Deuteronomium 23 vers 15. So die woord slawe wat jy lees van in die wette is meer 'n dienswerker. Somtyds as gevolg van sy eie besluite en somtyds as gevolg van oorlog. So nee, God keer nie slawe toe soos wat ons dit ken nie. Slawe in die Bybelse tyd is mense wat of hulle skuld betaal het of mense wat byvoorbeeld finansiëel gesukkel het en daar's 'n uitweg, gaan werk vir iemand. Nou die volle verhaal van Onesimus en die eienaar Filemon is nie bekend nie. Maar as Onesimus weggehardloop het weens slegte behandeling, dan was Paulus geregtig volgens Moses se wet om Onesimus die slaaf te hou as sy slaaf. Maar wat doen Paulus? Hy stuur hom terug na Filemon toe. Nou wat se les kan ons hieruit leer en wat se les moes Filemon hieruit leer? Nou elkeen van ons was 'n slaaf van sonde. Voordat jy vir Jesus aanvaar het as jou saligmaker, is jou vleeslike begeertes en jou sondige natuur jou baas. Selfs Filemon, dit is nou die eienaar van hierdie slaaf, voordat hy die goeie nuus gehoor het van die Joodse Messias, was hy ook bestuur deur sy sondige natuur. Hy self was 'n slaaf gewees. Hy weet presies hoe voel Onesimus. Hy weet hoe voel dit om nie jou lewe te kan beheer nie. As ons onsself ook terugdink aan ons lewe voor Jesus, dit is 'n lewe van moedeloosheid. Dit is 'n lewe van geen drome nie, geen rigting, geen doel, maar sodra jy in Jesus glo, dan val jou sondige natuur van jou af, soos ketTINGS. Jy is nou nie meer 'n slaaf van sonde nie. Ja, ons maak nog soms foute, maar dit is nie oor dat ons sonde ons beheer nie, dis ons vlees wat nog net bietjie sterk is. So Filemon, dis nou die eienaar, kan verstaan hoe voel Onesimus, want hy was ook 'n slaaf gewees. Hy was 'n slaaf in die gees en Onesimus, sy slaaf is 'n slaaf in die vlees, maar hy kan presies verstaan. Nou Paulus vra vir Filemon, dis nou die eienaar, ontvang vir Onesimus as 'n geliefde broeder. Nie oor dat Paulus so sê nie, maar uit vrye keuse. Nou Onesimus die slaaf het ook nou sy slawerny in die gees afgeskit en hy is nou vry in Jesus. Maar baie keer al gee jy jou lewe vir Jesus, jou verlede disappear nie. Ons moet nog steeds ons verlede face. Onesimus was nog steeds volgens die wet 'n slaaf, of dit nou as gevolg van skuld is en of dit nou as gevolg van spoils of war is, ons weet nie, maar sy verlede sê vir hom, hy is nog steeds 'n slaaf. Nou dit is eintlik baie hartseer om te dink, mens kan nie van jou verlede af weghardloop nie. Al hardloop jy weg, jou verlede sal jou volg, en Paulus het dit geweet. Hy het geweet dat die wolk van slawerny gaan altyd vir Onesimus volg
as hy wegkruip. Hy gaan die heeltyd agter hom moet kyk of iemand hom nie dalk weer kom vang nie. Daar lê geen vryheid in weghardloop nie. Wanneer jy gereed is, vat Jesus se hand en gaan face jou verlede. Dalk is dit onvergewensgesindheid teenoor iemand wat jou te nagekom het, dalk is dit selfvergifnis, dalk is dit wat jy moet gaan jammer sê, maar weet net, weghardloop bring nie vrede nie. So hierso sê Paulus vir die slaaf Onesimus, gaan terug, gaan face jou verlede, en kom ons hoop en bid dat Filemon, wat ook nou 'n kind van die Here is, ontvang jou soos 'n broer en ontvang jou nie soos 'n slaaf nie. So dan gaan daai label van slaaf nie meer oor Onesimus wees nie. Dit gaan nou 'n broeder in die gees wees. So wat kan ons hieruit leer? Is gaan face jou verlede saam met Jesus. Jesaja 41 vers 13 is vir my so mooi en hy sê, For I the Lord your God hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. Laat die Here saam met jou verlede gaan face, want dit gaan nie van self reg kom nie. Jy gaan nie van dit af kan weghardloop nie, gaan face dit. En dit is wat Paulus vir Onesimus ook wou geleer het.